Het jy al so moeg geword van goed doen, dat jy wou opgee? Daar die oomblik wanneer jy sê, wat help dit alles? Niemand sien dit raak nie, niks verander nie. En ek praat nie hier van typiese barmhartigheid nie. Ek praat van dinge wat ons doen in ons verhoudings, in ons gesinne, die ekstra myle wat ons stap by die werk. Ken jy daai donker plek in jou hart waar jou planne vir goedheid stil begin sterf het? Waar jou hande swaar voel, jou hart leeg en jy net wil sê genoeg. Maar Paulus weet presies hoe jy voel. In Galasiërs praat hy van hierdie moegheid. En dis nie moegheid net van 'n paar ure se diens nie, maar 'n siel wat moeg getap is. Hy gebruik die Griekse woord enkakomen. Dis 'n woord wat nie pure fisiese uitputting beskryf nie, maar 'n siel wat niks meer het om te gee nie. En die enigste uitweg, al manier wat jy kan oorleef, is om te onttrek. Nou, as jy vandag daar is hierdie vir jou. Daar staan in Galasiërs 6:9, laat ons dan nie moeg word om goed te doen. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. En die interessante in hierdie gedeelte is dat daar nie gepraat word oor kairos tyd. Daar's gewone tyd, soos tyd op jou horlosie, en dan is daar God se tyd, die perfekte oomblik. Nou, ek weet in jou kop het jy al gehoop dat jy al die vrug van gister vandag al kon sien. Maar God se kalender werk anders. Jou goedheid werk onder die grond, onsigbaar, net soos 'n plant se wortels. En ek weet, jy het ook al gewonder, waarvoor? Waarom moet ek aanhou goed doen as ek niks terugkry nie, as niks verander nie, as niemand dit raak sien nie? Ek dink God se ekonomie werk anders. Dit werk anders as ons in, dis nie ek gee vir jou, jy gee vir my iets terug nie. Soms gee jy hier en jy kry op 'n heeltemal 'n ander plek terug. Soms plant mense 'n boom waarvan jou kinders eers die vrugte sal pluk. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. En ek dink dis hoekom ons mekaar nodig het. Wanneer jou moegheid te veel raak, dra ek jou. Wanneer myne te swaar word, help jy my. Ek dink dis hoe God dit bedoel het. En net miskien kom jy agter in jou moegste oomblik ook die plek kan wees waar God jou die diepste raak. En ek dink dis die vreemde geheim. Soms moet ons eers heeltemal uitgeput wees voor ons kan sien dat God se krag sterker is as ons. So as jy vandag moeg is, om goed te doen, as jy moeg is om God se oënskynlike goedheid te leef, sê dit hardop vir God. Hy verstaan en jy mag eerlik wees. As jy vandag moeg is, rus. Selfs God het op die 7de dag gerus. As jy vandag moeg is, laat iemand anders vir jou iets goeds doen. Jy moet ook kan ontvang. En as al drie daai goed nie werk nie, kyk terug. Sien waar God al vrug gebring het uit jou werk. Here, wanneer ons vandag moeg word, herinner ons dat U nooit moeg word nie. Wanneer ons hande swaar hang, lig U hulle op. Wanneer ons harte leeg voel, vul U hulle weer. Help ons om te vertrou dat U sien wat niemand anders raak sien nie, en dat U op die tyd die vrug sal bring. Amen.